Amen. Amen. God is good. God is good. All the time. Amen. 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 Ek is besig met die reeks oor die godsdienstige geeste wat die heerlikheid in jou lewe keer. Die heerlikheid van God, die vloei van God se gees wat in jou is, keer, laat dit manifesteer. Nou, daar's 'n teks wat vir my in die Bybel wat my bekommerd maak, en dit is Romeine 12 vers 2. Hy sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. En dit is so maklik, kind van God is so maklik om aan hierdie wêreld gelykvormig te wees. Want jy moet verstaan, ons is gered uit die wêreld uit. Ons is gered uit die koninkryk van die duisternis. Ons is gered. En nou is ons in die koninkryk van God met die denke van die koninkryk van die duisternis. Gaan dit weer sê. Ons is gered uit die koninkryk van die duisternis, oorgebring na die koninkryk van lig toe. Maar nou lewe ons in die koninkryk van lig met die denke van die koninkryk van die duisternis. En dis hoekom ons nooit in die volheid van God in beweeg nie. Dis hoekom die koninkryk van God nie in en deur die kerk manifesteer nie. Want ons het dit afgebring, ons het dit in die wêreldse stelsel gelykvormig gemaak. Moet tog net nie aanstoot gee nie. Maak alles aanvaarbaar vir die mens, ongeag wat God sê. So hierdie godsdienstige geeste vier hoëgety in 'n mens se lewe, as jy dit nie weet nie. Maar nou as ek en jy tot kennis kom daarvan, dan moet ek en jy daarmee deel, dit is 'n verantwoordelikheid. Godsdienstige geeste keer die vloei van God Heilige Gees in en deur jou lewe, sodat daar nie lewende water in jou binneste, wat in jou binneste uit opborrel en uitvloei nie. Dit keer God se teenwoordigheid in jou lewe. Dit keer dat die heerlikheid van God, wat wil jy kom woning maak het na wedergeboorte, laat dit manifesteer. En dit maak dat jy en ek oneffektief is in die roeping waarmee God jou geroep het. So ek het begin, en nou, as julle kan nou, ek het begin met die, wat is godsdienstige geeste, en ek het die kenmerk, daar is 10 van hulle wat ek genoem het, daar kan meer wees, baie meer, maar ek het net 10 genoem, 10 kenmerke van godsdienstige geeste in jou lewe, en in 'n gemeente se lewe, in jou huis se lewe, maak nie saak waar dit is, hierdie goeders, hierdie geeste werk oralste. Okay? Want hy val God se teenwoordigheid in jou lewe aan en hy wil dit verberg. Laat die wêreld dit kan sien nie. Toe het ek bedien oor 'n gees van disloyaliteit. Wat veroorsaak dat mense disloyaal word? Dit kom deur aanstoot. Ek neem aanstoot teenoor iemand of teenoor iets en dan onttrek ek. En sodra ek onttrek, haal Satan jou uit. Hierdie geeste haal jou uit, jou roeping uit. En dit maak jou oneffektief. Ek het verlede week bedien oor die gees van waarheid. Wat keer die gees van waarheid? Wat keer dat die mens waarheid nie kan ontvang nie? Want jy sien, waarheid maak jou vry. En wanneer jy vry word, dan kom gesag en mag in jou lewe in. Nou begin jy te heers oor die geeste, nie oor vlees en bloed nie,
oor die geeste van die koninkryk van die duisternis. Dan begin jy te heers daaroor, maar waarheid bring het twee dinge wat dit veroorsaak, altyd verandering en verantwoordelikheid. Jy kan nie waarheid ontvang en nie verander nie. Dis nie die waarheid nie. En wanneer jy die waarheid ontvang het, verg dit van my en van jou verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid. Nou hierdie gees wat waarheid keer. Ek het gepraat daaroor oor die Biliam gees. Biliam die profeet van God het geweet wat waarheid is. Maar het al die tyd probeer waarheid druk, kanse vat, hier, daar. Nou, maar het waarheid geken. So hierdie geeste, hierdie godsdienstige geeste keer. Kyk toch, draai net na iemand toe. Kyk gou vir iemand. Kyk vir iemand. Toe kyk, jy moet vir iemand kyk. Kom, jy moet vir iemand kyk. Daar let jy kyk. Kyk jy sommer vir my. Okay, kyk, ja, kyk, maar kyk net na iemand. Nou, okay, right, Leon, ek kyk vir jou, nou. Weet jy, Leon, jy's 'n skape na die beeld, na die gelykenis van God. En Satan sal alles in sy vermoë doen, om die beeld en die gelykenis van God, wat herstel is, deur Jesus se dood en sy opstanding, te keer in jou lewe. Dis sy plan, en nou stuur hy sy demone, hy stuur sy owerhede, hy stuur sy magte uit, om my en jou te keer. Sodat die heerlikheid van God in en deur ons lewe manifesteer. En daarom is daar verskillende geeste, en ouens, ek raak maar net 7 aan. Maar dit is vir my en vir jou 'n goeie fondasie, dat jy kan bewus raak, jou stryd is nie vlees en bloed nie. Maar dis die bose geeste, die magte, die owerhede in die lig. En dis hoekom Paulus vir die Efesiërs sê, hoofstuk 6 vers 13, as jy nadat jy die stryd gestry het, staande kan bly. Vergewe vir my, as dit oorkom asof ek die genade het, maar God weet ek het genade. Maar weet jy, wanneer die kerk begin 'n kraai babies raak, hulle huil oor alles. Die vrou kom in die onderlinge byeenkoms in. Almal kan sien sy's bewolk. Almal kan sien sy's traanderig, nee. En wat maak die susters? Hulle kloek om haar, sê, "Hi, shame. Hi, shame." In plek om te sê, "Wat is jou probleem?" Ons vat God se woord. Ons laat die woord jou vry maak van jou probleem. Sien, hoe lank gaan ons dan nou nog in daardie dinge lewe wat Satan ons verslaan het, terwyl die oorwinning in Jesus Christus is. Dis hoekom Paulus vir hulle sê in vers 10 sê, Efesiërs 6, hy sê eintlik broeders, julle moet nou kragtig word. Hy woordjie eintlik beteken, kom nou tot die punt, word nou kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Want wanneer jy openbaring het, hy is in en by jou, kind van God, wil ek jou volgende 'n brief gee, jy sal in oorwinning lewe. Armoede sal die wyk neem. Siekte moet die wyk neem. Verslawing moet die wyk neem. Amen. Ek wil volgend met jou deel oor nog 'n gees. Hierdie gees wat verhinder dat God se gees in jou lewe manifesteer en vloei. Kom ons lees dan ook Johannes 7 vanaf vers 37 tot 39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, ek wil hê jy moet daarop nou let, luister mooi. Toehoorders en kykers, luister nou, wat sê Jesus? Hy sê, hy wat dors is, laat hulle kom drink. Nou sê hy wat in my glo,
soos die skrif sê. Verskoning. Opinie 3 vers 3, gaan nie werk nie. Maar in jou opinie, maar in jou teologie, gaan dit nie vir my en jou doen nie. Jesus sê, hy wie in my glo, soos die skrif sê, hy, uit hom sal strome van lewende water uit sy binneste uitvloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nou kind van die Here, wie van u glo, dat na en met wedergeboorte, kom God Heilige Gees, die Gees van waarheid, dan maak hy woning in jou, en hy's by jou. Johannes, hoofstuk 14 vers 17 sê Jesus, hy sê die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie, en hulle sien hom nie. Maar julle wedergeborenes, julle ken hom, want hy's by en in julle. Is dit waarheid? Natuurlijk is dit waarheid, jou Bybel sê dit. En as jy verder lees, sê Jesus, hy sê, in die dag sal jy weet, ek is in die Vader is in my, en ons, en julle is in ons, en as jy my gebooie onderhou, sal ek, Jesus, my aan julle openbaar maak. Maar nou sê Jesus, hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, uit hom, of uit haar, sal strome van lewende water vloei. Lewende water, wat vir mense lewe gee. Kind van God, maar God my en jou denke vernuwe en aanhou vernuwe, dat jy kan verstaan wie in jou is. Toe Jesus kom, toe gee hy kos aan die armes, hy breek die broodjies en hy breek die visies. Hy kom en hy maak die siekes gesond. Hy drywe die duiwels uit. Hy verkondig die evangelie, 'n goeie evangelie van hoop. Hulle wat se harte verbruisel is, maak hy gesond. Is dit so? Ja, dit is so. Nou kyk 'n bietjie, wat sê Jesus in Johannes 14, vers 12. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, groter werk as wat ek gedoen het, sal julle doen. Omdat ek na my Vader gaan, en alles wat julle in my naam vra, dit sal Vader vir julle gee. En dan gaan hy aan, hy sê, ek los julle nie, maar ek gaan die Gees stuur van waarheid. Nee. Nou dis wat hy van praat, hy sê, almal wat dors het, kom na my toe, ek sal, en as jy my glo, soos die skrifte sê, sal die Gees, sal daar strome van lewende water, wat in jou is, sal opborrel, en soos het opborrel, ouens, gaan dit lewe gee. Maar Satan weet dit. Nou stuur hy sy godsdienstige geeste na my en na jou en na die kerk toe, om ons te verhinder, dat hierdie waarheid vloei in en deur my en jou. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Ek wil hê jy moet my hoor vanoggend. God is nie die aannemer van die persoon nie. En hoe gouer die mens, veral in Suid-Afrika, kan verstaan, ek en jy is geskape na die beeld van God, en God is Gees. God is nie swart nie, God is nie bruin nie, God is nie wit nie, God is nie pink of pers nie. God is Spirit. And we are created in His image. Kind van die Here, wil ek vir jou vanoggend sê, en ek wil vir jou sê toehoorders, wanneer jy en ek dit kan verstaan, sal ons mekaar met goddelike liefde, die agape liefde, hanteer en verdra. Jy sien, ek kan met jou verskil, jy mag met my verskil, maar ek mag nie gesindheid teenoor jou toelaat, omdat jy met my verskil nie. Halleluja. Ek wil met jou praat vanoggend, kom ons blaai na Genesis hoofstuk 4 toe,
Ek wil met jou volgende met jou praat oor die moordenaarsgees van Kain. Hierdie moordenaarsgees, dis 'n gees wat Satan, ek gee nie om wie hy is nie, maar hierdie moordgees van Kain kom na jou toe. En as jy hom toelaat, sal hierdie moordenaarsgees deur my en deur jou en in die kerk en deur die kerk sal hy manifesteer om die heerlikheid van God te blokkeer, om my en jou oneffektief te hou in die roeping waarmee God ons geroep het. Om daardie genadegawes wat God in jou lewe gedeponeer het, om dit te keer, sodat jy nie die liggaam van Jesus Christus moet bou, stig en bemoedig nie. Amen? Kom ons lees. Vanaf vers 1. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof hang? Wat sê God vir Kain? Hoekom het jy aanstoot geneem? Waarom het jy aanstoot geneem? Dis wat God eintlik vir hom sê, jou hoof hang. Hoekom het jy aanstoot geneem? En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. Kind van God, luister volgende. Die demoniese realm is 'n werklikheid. En hierdie demone lê en loer vir my en jou. Nou hoor wat sê God. En die sonde lê en loer voor die deur. Sy begeerte is na jou. Maar jy, luister mooi, maar jy, sê, maar ek, kom, verklaar, maar ek, moet daaroor heers. Alhoewel hy loer, alhoewel hy daar is, om my en jou aan te val, om die heerlikheid van God te blokkeer in ons lewe en te keer die vloei van lewe deur ons manifesteer, moet ek en jy oor hulle heers. En dis hoekom Jesus vir sy disippels in Lukas 9 vers 1 en 2 sê, hy sê, kyk, ek gee julle mag en gesag oor al die duiwels. Mag en gesag. Hy sê, ek gee julle krag, ek gee julle die vermoë, ek gee julle die autoriteit oor al die duiwels. Kind van God, die kerk moet wakker word. Ons moet bewus raak van hierdie geestesrealm, hierdie demone, dat jy en ek kan begin opstaan in autoriteit. Dat die vrese vir die duisternis die wyk moet neem, hy wat vrees, die liefde het nog nie volmaak geword in sy lewe nie. Kan die boek lees in Johannes, die sendbriewe van Johannes. Ek wil jou bemoedig volgende. Kind van God, wanneer jy hierdie geeste kan identifiseer, kan uitkleed, dan kan jy oor hulle heers. Maar as jy passief is, luister mooi, as jy passief is, as jy toelaat dat waarheid in jou lewe geblokkeer word, en as jy doelbewus waarheid blokkeer, jy weet wat waarheid is, gaan jy die vrug van daardie aksie in jou lewe, jy gaan hom eet, jy gaan hom pluk. Dis waarheid. Nou hoor wat sê hy so, en Kain het met sy broer Abel gepraat. En toe hy in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter?
En jy al gehoor iemand wat aanstoot neem met jou en vra, waar is daar? Nee, ek sê dat nie meer in daai gemeente, dis nie meer nee, jy moet die reaksie hoor, kyk na die woord, dan sien jy presies dieselfde reaksie, wat Kain teenoor God openbaar gemaak het, maak daai mense teenoor jou openbaar. En jy teenoor hulle as jy gevang is deur die duiwel. As ek my broer se wagte en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees ver van die grond, wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. Ek wil volgende met jou praat, kind van die Here, oor hierdie gees, hierdie moordenaars gees, waarvan ek en jy nie vrygestel is nie. Hy kom na my en na jou toe. So seker as wat ek vanoggend met jou praat. Hy kom. Sien, die apostel Jakobus verwys in Jakobus 3 vers 11, as jy fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Waarna verwys die apostel Jakobus? Hy verwys oor dit wat uit jou mond uitkom. Sien, 'n moordenaars gees van Kain kom uit jou mond uit. Hy kom deur jou mond. Hoe word die duiwel vrygestel? Deur jou mond. Want hy het ingang in jou denke, in jou siel, ingang tot jou liggaam, maar nie tot jou gees as jy tot wedergeboorte gekom het nie. En daarom, kind van die Here, jy kan tot wedergeboorte gekom het, maar hierdie gees kom vir jou. En jy gaan nou baie beter verstaan, hy kom vir jou. Jakobus verwys hierna wat uit ons mond uitkom, vloeke, seëninge. Vloeke, seëninge kom uit ons mond uit. Hoe maklik vervloek ek en jy iemand? Hoe maklik veroordeel u en ek iemand? Romeine 8:2 sê, want die wet van die gees die hoofwet van die gees van die lewe is Christus, Jesus. Verskoning, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Of die wet van moord, verwys jy na Genesis 4. Jy hoef nie 'n moordwapen te hê nie. Jy hoef nie 'n mes of 'n skroewedraaier te hê nie. Jy hoef nie 'n botteltjie gif te hê nie. Jy hoef nie 'n AK-47 te hê nie. Jy hoef nie, maak nie saak wat die moordwapen daar kan wees nie. Want jy sien, kind van die Here, die Kain gees lê in die tong. Die Kain gees lê in die tong. Hierdie tong is 'n moordwapen. Hoe reageer ons? Hierdie gees verhoed dat daar riviere van lewende water uit my en jou binneste uitvloei, want daar kan nie twee tipe waters vloei uit jou uit nie. Daar moet net een tipe water vloei, en dit is die water, die lewende water, moet uit my en jou uitvloei. Dis God se plan. Hierdie gees verhoed. Ek wil hê jy moet verstaan, hierdie gees verhoed. Baie mense sê, maar hoekom gebruik God my nie? Nee, want jy toegelaat dat 'n Kains gees, 'n moordenaars gees in jou lewe besit geneem het. En al wat uit jou mond uitkom, jy oordeel en jy veroordeel. En jy bring verdeeldheid. Sien, hierdie gees van lewende water bring altyd bemoediging, bring vrede in enige situasie. Dis hoekom hy sê, is dit nou, wat sê hy, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Kain het nie skielik vir Abel vermoor nie. Ek wil hê jy moet hoor, Kain het nie skielik vir Abel vermoor nie. Net so min as wat Absalom, toe hy vir Amnon laat vermoor het,
dat het 2 jaar het Absalom met aanstoot in sy lewe geloop, voordat hy sy halfbroer laat doodmaak het. Jy kan dit luister in die Absalom, 2 jaar. So Kain het nie dadelik sy broer vermoor nie. Kain het 'n geestelike probleem gehad. Nou kyk vir my volgende. Todes, kyk vir my. Ek gee nie om wie jy is nie. In Christus is ons volmaak. Christus is ons geregtigheid. Christus is ons heiligmaking. Christus is ons wysheid. Christus is ons verlosser. Maar u en ek is nog in hierdie liggaam. En elkeen van ons het gebreke. Alhoewel ons in Christus volmaak is, sukkel ons in areas in ons lewe. Is dit welis? Is dit woede? Is dit onvergewensgesindheid? Is dit lemoenskilvelletjie? Maak nie saak wat dit is nie. Jy en ek kan volgens eerlik wees en sê in ons lewe, in my en in jou lewe, is daar areas van swakheid. Kain het 'n geestelike probleem gehad. Negatiewe denkrigtings het hom oorreed om sy broer te vermoor. Negatiewe gedagtes. Dis hoekom die Bybel sê, soos 'n man dink, so is hy. Jy kan maar kyk, my broer, my suster, jou val tot sonde, kom deur jou denke. En Satan sal kom vir my en jou, in daai area wat hy weet, dat ek en jy swak is. Jy kan maak wat jy wil, hy kom vir dit. As jy 1 keer gesteel het, is dit maklik die 2de keer om te steel. As jy 1 keer gehoereer het, is dit maklik om die 2de keer te hoereer. As jy 1 keer dronk geword het, is dit makliker om die 2de keer dronk te word. As jy 1 keer geskinder het, is dit maklik om die 2de keer te skinder. En so kan ek aangaan in die werke van die vlees uitlig. En u weet, ek praat waarheid volgens, want God se woord is waarheid. Het 'n geestelike probleem gehad. Duidelik kan sy gesindheid gesien word, sy kop hang. My broer, my suster, wanneer u en ek 'n gesindheid toelaat, hang jou kop. Jy kan maar glimlag, ouens. Ons spreek nie veroordeling, ons praat waarheid. En waarheid maak jou vry. So ek en jy kan begin, kan ek julle gou vertel, ons het 'n African Grey. Sy naam is Jessie. Hy is vernoem deur my dogter na Jessie Duplantis. Toe die African Grey kry, toe sê ons, toe is hy nog baie jonk. Sê ons die pa kan, hoe lank lewe die voel? Ek sê hy lewe so 70 jaar. So die pa kan ek hom erf. Ek sê jy kan my erf. En sy gee hom sy naam Jessie Duplantis. Nou Jessie staan gewoonlik by ons op die stoep in die dag. Nou oor kan ons bou hulle. Hulle is besig om huis te restaureer en te repareer en wat en bou, hulle gaan aan. Dan begin Jessie lostrek, as hy hulle hoor. Nou hoor ons, hulle weet nie ons hoor hulle, en dan sê hulle, Polly mok ons. Polly mok ons. Want hulle te kere gaan baie praat, en dan begin die papegaai die kant baie te praat. Nou, wat wil ek vir jou sê, dis tyd, dat die kind van God, begin die duiwel te mok. Jy moet oor hom heers. Moenie 'n gesindheid toelaat nie wanneer hy kom. Eien hom. En begin te heers oor hom. Drywe hom uit.
Gee hom geen plek in jou lewe nie, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, gee hom geen plek nie. Dis tyd dat die kind van die Here opstaan. Dis tyd dat lewende water vloei uit sy binneste uit. Halleluja. Halleluja, Jakobus 1 vers 14 en 15, maar elkeen wat versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baat dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Kind van God, soveel mense sit by die huise, want die kerk het hulle seer gemaak. Wie van julle het dit al gesê, wie van julle het dit al gehoor? Maar omdat hulle nie weet wat met hulle gebeur het nie, die geestesreale met hulle uitgehaal, en nou beskuldig hulle die kerk. Maar dan moet ek ook by sê, baie prediking kom nie deur die kansels om mense te leer, om hierdie goeders te hanteer nie. Dank God vir predikers wat hierdie goeders spreek, wat die mense help. Vir my gaan dit nie om 'n groot bediening te hê nie, vir my gaan dit om disipelskap, vir my gaan dit oor jou bediening, suster. Dit gaan oor bediening, want jy help nie jy 2000 mense in jou gemeente, of in die gemeente, of in die onderlinge byeenkoms, en hulle is oneffektief in God se koninkryk nie. Hulle gaan maak die mense vry nie, waar hulle kom, vloei daar nie lewende water nie. Nie 'n kind van die Here. Jesus sê, as jy in my glo, soos die skrif sê, uit jou uit sal strome van lewende water vloei. Die gees van moord word ontvang, die gees van Kain, verskoning, is prominent in die liggaam van Christus vandag. Ons broers, ons susters, wie het Kain vermoor? Sy eie vlees. Sy eie vlees. Sy eie broer het hom vermoor. Hoeveel keer vermoor u en ek? Hoe vermoor ons? Ons broers en ons susters. Met wat? Met ons tong. 'n moordenaars gees, ons vermoor hulle. Ek sal nooit waarheid kompromie met waarheid aangaan om jou goed te laat voel nie. Ek sal nooit waarheid of met waarheid kompromie aangaan om jou goed te laat voel nie. Want net waarheid kan jou vrymaak. Net waarheid kan jou vrymaak, kind van God. En met liefde gee ons waarheid. En ek wil jou vandag sê, waarheid verg verandering en verantwoordelikheid. Maar omdat daai gees in die gemeentes is, en in my en jou lewe partykeer kom klop aan ons deur, sodat ons waarheid verwerp. Halleluja. Halleluja. En ons vermoor ons broers en ons susters. En ons word geestelike kannibale. Hoor wat sê Paulus vir die Galasiërs 5 vers 15. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Dit klink vir my soos kannibale. Geestelike kannibale binne in die kerk. Kain het nie slegs sy eie vlees en bloed uit mekaar geruk nie, maar hy het hom vermoor oor 'n aksie van aanbidding. Oor 'n aksie van aanbidding. Toe maak hy hom dood. Kind van God, ek wil vir jou sê, en doen nou mos bediening. Jou aanbidding is nie tot die pastoor nie. Jou aanbidding is nie tot 'n broer of 'n suster nie. Jou aanbidding is tot God. En daarom wanneer jy aanbid, al kan jy nie sing nie, maar jy trek om deur, al kan jy nie pas hou nie, maak nie saak nie. Jou hart moet tot God gerig wees en jou aanbidding is tot God. Dis belangrik.
Dis belangrik, partykeer wil ons vandag so professioneel aanbidding hê. Maar God is nie in die aanbidding nie, ons het so professioneel geword, soos die wêreld dit wil aanbied. Maar God se heerlikheid, God se teenwoordigheid daag nie op nie. Want jy sien, wanneer God opdaag, is daar vryheid. Duivels skatter, siektes hardloop. Hulle wat gebreek het, daai gees van gebrek, hy hardloop en jy word vry en God se koninkryk begin dit te manifesteer waar daar lewe is. Waar daar strome van lewe in jou binneste is. Jy sal nie verstaan die krag wat in jou is, voordat jy dit nie beoefen, voordat jy die verantwoordelikheid vat vir die lewende water wat in jou binneste is nie, jy sal dit nie weet nie, jy gaan dit nie verstaan nie. Efesiërs 3 vers 20 sê hy, en in hom, dis aan God, wat mag het om te doen, ver bo kan dit wat jy kan bid of dink, die krag wat in jou werk, en deur jou werk. There's a power at work. Daar's lewe in jou, my broer, my suster. Daar's lewe in jou. Daar's lewe in jou. Daar's lewe in jou, man. Begin dit te verklaar. Daar's lewe in my. Daar's lewe in my. Strome van lewende water moet vrygestel word in hierdie parel. Wanneer jy daar in die parel ooswaal mekaar doodskiet of maak nie saak waar nie, maar begin dit te verklaar. Daar is lewe in my, daar is 'n krag in jou, dat dit by jou mond uitkom. Spreek lewe, sê Here, ek kom teen hierdie gees van geweld. Ons wil staat maak op die polisie, dis reg. Ons wil staat maak op die staat, is ook maar reg, né? Maar ek wil vir jou sê, die verantwoordelikheid van die kerk is om lewe te gee. Amen, dis die werk van die kerk. As 'n krag in jou. Jesus sê, as jy in my glo, soos die skrif sê, gaan daar strome van lewende water uit jou binneste uitvloei. Dit gaan nie oor baie nie. Dit gaan oor jou en die gees wat binne in jou is. God, Heilige Gees. Skoning. En dis dan, wanneer jy en jy opstaan, ons staan op, kind van God, staan op. En dis die werk van doenemisbediening in die parel, as om my en jou, dit wat in my is vir jou te kan gee, jou te kan toerus. Eerste moed, oor 'n styl van aanbidding, kan jy dit indink, pastoor? Kan jy indink dat iemand sy broer fisies doodmaak, hy vermoor hom, oor 'n act of worship? Oor die styl van aanbidding. God help us. Genesis 4:5. Maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en dit sy hoof laat hang. Moenie my vertel, Kain het nie geweet wat die regte ding is nie. Want hoe het Abel dit geweet? Maar wanneer ek en jy waarheid verwerp, wanneer ek en jy waarheid, die gees wat keer, die Biliam gees wat keer, dat ek en jy waarheid ontvang, of in waarheid wandel, kind van God, dan begin ons toelaat dat ook hierdie moordgees dan kom. Weerstaan die gees van moord, hoe? Jakobus 1:26 sê, hy luister mooi, hier is 'n geweldige openbaring, gestaan toe ook so 'n bietjie dit, hierdie goed ons deurwerk weer, toe verstaan ek, God is so wonderlik hoe hy die openbaring gee. Jakobus 1:26, as iemand onder julle meen, dat hy godsdienstig is, luister mooi, as iemand onder julle is, wat meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, dan hoor hy sê, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Hoeveel keer het jy dit al gesê? Hoeveel keer het jy al dan gedink? Dat mense sê maar, wat help dit om God te dien?
Wat help dit om my 10de te gee? Kyk hoe brood bly ek. Wat help dit om God te dien? Jou mond, jou tong, veroorsaak dat jou 10de nie vir jou werk nie. Ek wil jou volgend sê, en jy kan na my kyk, en jy kan na my kyk, en kyk na die woord, kyk na my, deur die bril van God so, kyk so na my volgend. God se woord werk. Maar as hierdie geeste wat ek en jy toelaat, en nou sê hy hier so, Jakobus kom en hy sê, maar sy tong nie in toom hou nie. Daar kom tye in my lewe, kind van die Here, wat dit nie met my goed gaan nie. Ek gaan deur die vuur. Maar God is besig om my voor te berei vir iemand anderste. Dis hoekom Paulus en Silas in die tronk was. Hoekom moes hulle in die tronk wees? Hulle is in die tronk vir die tronkbewaarder en sy gesin moes gered word. Baie keer gaan ek en jy dinge deur, maar dis ook om my en jou karakter te vorm. Pas op wat uit jou mond uitkom. Pas op wat uit jou mond uitkom. In ons huis het dit al vir jare plak sy teksverse op. Sy kan sit met die skerm en die goeders uitknip. Dan plak sy dit teen die mure, in die sitkamer, in die kombuis, in die badkamer, in die toilet, in die slaapkamer. Pastoor Pieter van Wyk sê een keer toe hy daar by ons bedien, sê hy vir die gemeente, man, ou kan nie eers in jou kamer, dan bly hy stil. Hy sê, want daar is teksverse opgesit. Nou, ek weet nie of hy nou met sy vrou wil speel, of wat hy wil maak nie, maar nou ek wil jou vertel, die heerlikheid van God is in jou, of jy met jou vrou speel, of nie met jou vrou speel nie. Die heerlikheid van God is by jou, en hy is in jou. Maar ons verklaar, God se goedheid sal manifesteer. En elke behoefte sal God onderneem. So, jy kan nie met jou mond een ding sê en dan God se goedheid verwag nie. Kan ek jou terugvat? En ek weet nie kom ek jou afdraai, maar ek moet dit sê. In Maleagi, wat die predikers lief is om te gebruik oor die 10des. Sê hy vir ons daar in Maleagi 3, hy sê, God sê, julle beroof my, julle en dan die hele volk. Die hele volk. Wie is die hele? Dis die priesters. Julle priesters, die hele volk. Die boek Maleagi is geskryf aan die priesters. Julle, die hele volk, beroof my. Waar? Aan die 10des, en die offergawes. Maar dan gaan hy aan en sê, God, hy sê, bring die hele 10des, bring die offers, hy sê, kyk of ek nie die vensters van die hemel oor julle gaan oopmaak, en 'n oorvloedige seën, jy weet dis wat Jesus sê, Johannes 10:10, hy kom met jy lewe en lewe in, oorvloed kan nie, so daar oorvloed is, hy sê, oorvloedige seën op julle gaan uitstort, ne? Hy sê, en julle wat? Julle parskuipe oorloop. Nou hoor wat sê hy, jy kan dit gaan lees by die huis. Dan sê hy, en die volke sal julle gelukkig ag. Maar voor hy dit sê, dan gaan hy anders sê, hy sê, maar julle sê wat help het om God te dien. Gaan lees dit, kind van die Here, jou mond, jou tong, hierdie moordenaars gees kom, en hy vermoor God se goedheid, God se woord, God se oorvloed vir jou lewe, kom nie jou tong. Dis hoe hy werk. Dis hoe hy opereer. Spreuke 18:21 sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. En elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ek wil jou bemoedig volgend, let op, kind van God, vlees en bloed is nie jou geveg nie. As die bose geeste, die owerhede, die magte in die lig, dis godsdienstige geeste, hulle lyk of hulle reg is.
Hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar daar's geen krag in hulle nie. Wat gaan aan in jou lewe? Saai iemand in jou lewe of is jy besig om te oes? En baie keer dan oes as kind van die Here, maar ons oes nie goed nie. Maar wat het jy gesaai? Jy kan tog maar net oes dit wat jy gesaai het. Amen. Weerstaan die gees van moord, deur God se woord te ken. Kind van die Here, jy en ek moet die woord van God ken. Ons moet die evangelie van die heerlikheid van Jesus Christus ken. Dit moet nie hier wees nie, dit moet hier wees. Kyk, want wanneer God se woord inkom, saam met God se gees, dan verlig hy jou gees. En jou gees verhelder jou denke. Dis hoe Dawid in Psalm 36 vers 10 sê, hy sê, in u lig sien ek die lig. Jou geeskapasiteit moet 'n bietjie gerek word. Jou geeskapasiteit moet gerek word. Strome van lewende water moet nou begin vloei uit jou binneste uit. Ons lewe in 'n seisoen, ouens, waar God sy gees wil uitstort in die laaste dae. Wat daar dinge gaan gebeur, bo natuurlik God se koninkryk in en deur jou lewe manifesteer. Hou op om na jouself te kyk en minderwaardig te voel. Wanneer jy in die spieël kyk, dankie Here vir u beeld wat meer en meer in my lewe sigbaar word. Ek word verander van heerlikheid tot heerlikheid deur Christus. Die Christus wat die gees is, van heerlikheid tot heerlikheid. Waar is Christus? Hy's by en hy's in my. Ek moet verander. Jy kan nie aanhou. Jy kan nie jaar in en jaar uit na dieselfde wees nie. Jou bankrekening moet verander. Jou geestelike toestand moet verander. Jou bediening moet verander. Van krag tot krag, soos dit Christus gestalte kry in my en jou lewe. Daar moet verandering kom. Waarheid bring altyd verandering en verantwoordelikheid teweeg. Altyd. Vernuwe jou denke. Sê Here, hierdie moordenaarsgees se tyd is verby in my lewe. Ek kom tot kennis. Ek kom tot kennis. Ek kom tot kennis. Kom tot kennis. Jou denke, my denke, die denke van die liggaam van Jesus Christus moet vernuwe. Jy kan nie in die koninkryk van lig wees met die denke van die koninkryk van die duisternis nie. Toe jou pa vir jou gesê het, jy gaan dit nie maak nie, want jy's 'n misoes. Toe die onderwyser vir jou gesê het, man, dis taboe met jou. Ek wil vir jou vandag sê, dis 'n moordgees gewees. Ek wil jou volgens sê wat God van jou sê. Sê ek is lief vir jou, ek het jou geskaap na my beeld en my gelykenis. Ek het jou so lief dat ek my seun vir jou gegee het. Ek het my liefde gedemonstreer, ek het verantwoordelikheid gevat vir jou. Maar my en jou denke moet verander. As jou denke verander, gaan jou spraak verander. En wanneer jou spraak verander, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan die vrug van jou spraak begin eet. Nou begin jy te verstaan wat Jesus sê, ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Sodat jy genoeg vir jouself het en genoeg dat jy kan weggee. Amen. Soos met hierdie moordgees
moet ons begin identifiseer. Hoe gaan ek hom identifiseer? Kind van God, my denke gaan verander, sodat my spraak kan verander. My tong word nie meer gebruik vir moord nie. Amen. Ek sluit af. Stel die gees van lewe vry. Stel die gees van lewe vry. En ek gaan dit nie lees nie, ek gaan dit net noem, jy kan dit by die huis gaan lees. Want jy moet verstaan, jy moet dan ook dan so 'n bietjie die woordskap bevat, en jy moet dan by die huis om gaan herkou mos. Jy moet hom so in jou gees inwerk, ons. Jy moet hom so in jou gees inknie. Hoe gaan ek die gees van lewe vrystel? Kom ons kyk in Jesaja hoofstuk 6. Kom God en hy vat vir Jesaja en hy open die hemel vir hom. En die Jesaja God sien op die troon en hy sien die serafs en hy sien die ouderlinge in aanbidding. Toe roep hy uit. Totdat jy God nie sien nie, kan jy jouself nie sien nie. Hoor het ek jou volgens sê. Totdat jy God nie sien nie, kan jy jouself nie sien nie. Toe Jesaja God sien, toe roep hy uit, o wee my, ek is 'n sondige mens. Toe sien hy sy geestelike toestand. Kind van God, totdat ek en jy nie, Nuwe Testamenties, totdat ek en jy nie deur God se gees en deur God se woord en deur die prediking jouself kan sien nie, sal jy nooit verander nie. En hy roep wat hy sê, o God, hy sê ek is 'n sondige mens, maar ek woon onder 'n volk wat sondig is. In u lig, sê Dawid, sien ek die lig. Die gees van waarheid, wat die wêreld nie ken nie en hulle sien hom nie. Maar julle, Jesus profeteer oor die wedergeborenes, hy sê, maar julle sien hom, want hy gaan by en in julle wees. Nou kom God, Heilige Gees, want ek en jy God se woord met geloof vasgryp, kom God se gees, en hy verlig my gees, en hy vernuwe my denke, sodat ek kan sien wie ek is, dat ek kan sien hoe my toestand, my geestelike toestand is. So hoe stel ek die gees van waarheid vry, kind van God? Toe Jesaja uitroep, hy sy mond oopmaak en hy roep uit, o wee my, ek is 'n sondige mens. Toe hy God sien, toe roep hy uit. Totdat sondaar nie besef, hy's 'n sondaar nie, sal hom nie bekeer nie. Ek gaan dit weer sê, tot 'n sondaar nie besef, hy's 'n sondaar nie, sal hy hom nie bekeer nie. Maar wanneer 'n sondaar soos Jesaja besef, hy roep uit, o wee my, toe kom daar 'n seraf met die tang en hy vang 'n kool af van die altaar af en hy raak sy lippe aan. Sy lippe aan. En Jesaja verander sy lewe, verander radikaal van nag na dag. Toe die hemel vra, wie sal ons stuur? Toe sê hy, hier is ek. Totdat jy, my broer en my suster, nie verstaan wie in jou is nie, sal jy nie die evangelie verkondig nie. Totdat jy nie verstaan wie in jou is nie,
sal jy nie vir mense kan bemoedig en kan vermaan en kan oplig nie. Ek wil vir jou vanoggend sê, rykdom lê in jou mond. Want jy en ek moet God se woord spreek. Nie opinies nie, geliefdes. God se woord spreek. Wanneer ek na jou kyk, wat sien ek? Ek sien 'n kraghuis. Ek sien God se beeld. Ek sien God se gelykenis. Sien, wanneer ek kyk dan deur die bril van God se woord na jou. Ek kyk nie deur demoniese geeste na jou nie. Wanneer jy God sien, sien jy jouself, sy heerlikheid, sy teenwoordigheid. Die lig van God sal in jou lewe die duisternis inskyn en sal die duisternis verwyder. Lig verwyder die duisternis. Wanneer jy God se heerlikheid sien, sal jou spraak verander. God wil riviere van lewende waters uit jou binneste uit laat opborrel. Is jy reg om vanoggend te sê, God, ek is 'n kandidaat vir U. Here, ek is 'n kandidaat vir U, gebruik my. Here, laat lewe uit my uitvloei. Here, ek bely vanoggend, sien kind van God, ek en jy moet ons sondes bely. Here, ek bely dat ek dood, daai gees van dood, hierdie Kain gees, Here, ek het hom toegelaat om deur my te manifesteer. Here, uit my tong gebruik. My God, ek vra vir vergifnis. Ek vra vir vergifnis. Here, maar laat daar lewe nou vloei in my lewe. My God, dat ek U goddelike lewe, Here, dat ek sal wees tot lof van U heerlikheid, U teenwoordigheid. My God, want U is 'n God van lewe. U is in a good mood. God, you are so passionate about your people. Dat ek ook so sal word soos God voel oor my. Oor die mens voel daar buite. Amen. Kan ons volgens staan op ons voete? Kan ons staan volgens en sê, nee, daar waar jy staan, wil jy nie net 'n bietjie met die Here praat en sê, my God, daar waar jy luister, wil jy nie net 'n bietjie jou hande na God ophef en sê, God, vergewe my nie. Here, vergewe my dat ek die moordgees, die Kain gees in en deur my lewe laat manifesteer het. Here, waar ek om toestemming gegee het, maar my God, ek kom nou tot kennis volgend. Here, ek het tot kennis gekom, ek gaan hierdie gees, Here, wat keer dat strome van lewende water deur my vloei, my God. Here, laat die gees vloei, Here, laat hy vloei lewe, laat dit vloei in en deur my. Here, laat dit vloei, my God, laat dit vloei. Here, ek sny af, Here, daai moordgees, Here, daai water wat bitterheid bring, my God, ek sny dit af, in die naam van Jesus. Here, ek verklaar, Here, oor die Parel, ek verklaar oor die Weskaap, my God, Vader, ek verklaar oor Suid-Afrika, Here, dat ons begin 'n lewe spreek, my God, hierdie moordgees, my God, hierdie Kain gees, Here, bind, my God, om uitkleef, Vader, en sal toelaat dat U gees van waarheid, Here, U gees, Vader, van waarheid, Here, dat dit kon woning maak in ons en by ons, my God, en Here, dat strome van lewende water sal manifesteer, Vader. Is my gebed volgend, Vader, in die naam van Jesus, Vader, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, Here, spreek ek lewe in oorvloed, my God, Vader, en ons sal nie nalat om aan U die lof te gee, aan U die aanbidding te gee nie, Vader, in Jesus naam, Vader. Amen en amen. Kan ons die Here lekker aanklap gee vanoggend?